Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Nou ons is terug van vakansie. Die Here was vir ons goed en genadig, hy het vir ons oor die lang paaie bewaar. Baie dankie vir u gebede, baie dankie vir u belangstelling. Ons is die Here dankbaar dat ons kon uitrus, dat ons vars verkook en nie kan terugkom. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën, nie net in die werk wat ons doen in die gemeente nie, maar ook deur die uitsendings wat ons elke dag dan vir u stuur. En die gebed van my hart is dat elkeen van hierdie oordenkings in u geestelike lewe, vriende, 'n diep impak sal maak en dat dit ook u gedrag, u lewe, u wandel met die Here sal verander en dat ander mense sal sien dat u aan die Here Jesus Christus behoort. Ek het so daaraan gedink en met my seun ook gepraat in hierdie week dat die belangrikheid is nie om die Here te dien voor ander kinders van die Here nie. Ja, dit is goed om saam met ander kinders van die Here te dien. Maar dit is meer belangrik om van daardie gemeenskap van die heiliges uit te gaan in 'n donker wêreld wat sonder Christus en hoop is, om vir hulle die hoop van die evangelie te bring. Die evangelie, die blye boodskap aangaande God se liefde in Christus wat die sondaar wil red. Daarom is die gebed van my hart dat hierdie oordenkings u siel sal aanraak en u voetstappe sal rig om uit te gaan om 'n getuie te wees in hierdie donker wêreld. Nou vriende, ons gaan nie vanmôre aangaan met ons reeks boodskappe vanuit die boek Spreuke nie. Ek sal seker oor so 'n paar dae, week en 'n half miskien van nou af, aangaan met hierdie reeks uit die boek Spreuke, maar ek wil vanmôre en dan ook in die dae wat kom bietjie met u praat oor Jesus se gewoontes en dan so bietjie stil staan by die gebed wat die Here Jesus vir sy disippels gebid het. Dit is twee dinge wat my na in die hart lê en ek het ook gedink om dan vanmôre en dan in die dae wat kom met u daaroor te praat. Nou as ons dink aan die gedagte van gewoontes, is mense baie skepties en hulle sê dikwels vir jou man, die verskil tussen 'n groef en 'n graf is die diepte. En daarom moet jy nie dinge uit gewoonte doen nie. En ek dink dis baie slegte raad om te volg. Ek dink 'n goeie gewoonte, vriende, is altyd goed, nie net vir jou geestelike lewe nie, maar ook vir jou liggaamlike, vir die tydelike lewe. Gewoontes is baie goeie dinge. Dit moet goeie gewoontes wees. En daarom gaan ek u neem na die Here Jesus Christus en die waarheid van sy woord om vir u te wys hoe hy goeie gewoontes gehad het, wat hy ook vir ons as voorbeeld nagelaat het. Nou, daar is twee plekke in die Bybel wat ons bietjie insaag gee in die lewe van die Here Jesus en dan gewoontes wat hy gehad het. En kom ek lees vir u die twee gedeeltes en dan gaan ons vanmôre so bietjie daaroor praat. In Lukas, die 4de hoofstuk, lees ons daar in die 16de vers. Toe kom hy, dit is Jesus, in Nasaret, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Hoor u die woorde? En soos hy gewoond was. Heel moontlike gewoonte wat Josef en Maria gehad het, en Jesus het hierdie gewoonte dan ook in sy lewe toegepas toe hy ouer word. 'n Ander plek in die Bybel, Lukas 22 vers 39, lees ons die volgende: En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan en hy het daar gaan bid. Baie belangrik, hy het 'n gewoonte gehad om na die sinagoge te gaan, hy het 'n gewoonte gehad om te bid. En kom ons gaan so 'n bietjie oor hierdie gedagtes praat en vertrou die Here dat hy vir ons baie ryklik sal saamseën. Nou vriende, daar was 'n man met die naam van John Dryden. Hy het op 'n stadium hierdie ding gesê wat my hart getref het. Hy sê ons as mense vorm eers sekere gewoontes en dan vorm ons gewoontes ons. Is nie vir die pragtige stel nie. Ons as mens vorm eers sekere gewoontes en dan vorm ons gewoontes ons. En ek vra jou vanmôre, wat is jou gewoontes? Kyk bietjie na jou lewe vanmôre, staan vir 'n oomblik stil. As jy nou op 'n besige pad is, op pad werk toe, of as jy miskien al reeds by die werksplek is, of nou by die huis is, of waar ook al jy is en jy luister na hierdie oordenking, dink aan jou gewoontes. En kyk hoe dit jou lewe vorm, soos dit vandag is. Wanneer ons goeie Bybelse gewoontes aanleer, aankweek, dan vorm dit ons lewe vir die goeie. En een prediker het dit so mooi gesê, hy sê, the holiest of Christians is the happiest of Christians. Die kinders van die Here wat goeie gewoontes aangeleer het, wat 'n heilige lewe leef, wat eenkant gesit is vir die Here, is gewoonlik die gelukkigste, die mees opwindendste mense om by te wees. Waarom? Want hulle lewe is deurweek met Christus. En dit begin alles by goeie gewoontes wat ons vorm. 'n Man met die naam van Frank Outlaw het gesê, en dit is eintlik 'n waarskuwing, en hy het gesê, wees versigtig wat jy dink. Dit word jou woorde. Wees versigtig wat jy sê. Dit word jou dade. Wees versigtig wat jy doen. Dit word jou gewoontes. Wees versigtig met jou gewoontes, want dit bou jou karakter.
Wat wil ek vanmôre vir u sê, vriende? Hier aan die begin van hierdie nuwe kwartaal, kom ons sê maar, hierdie nuwe kwartaal waar ons nou van vakansie af teruggekom het en nou weer met die waarheid van God se woord na u toe kom, wil ek u vra, wat is u gewoontes en hoe vorm u gewoontes, u gedagtes, u optrede en dan ook dit wat u elke dag doen? Dit is belangrik om te sien dat ons gewoontes ons vorm en ons kyk na die Here Jesus en ons sien dat hy kosbare gewoontes gehad het en hy laat vir ons 'n voorbeeld na. 1 Johannes 2 vers 6 sê vir ons, hy, dit is ons wat aan die Here behoort, ons wat sê dat ons in Christus bly, behoort self ook so te wandel, soos Christus gewandel het. Kan jy agterkom, Jesus se gewoontes moet ook my en jou gewoontes wees. Waarom? Want die Bybel sê, as ons sê dat ons aan die Here behoort, moet ons wandel soos hy gewandel het. Dit is so mooi, so pragtig. En dit is vir my so kosbaar dat die Here vir ons hierdie voorbeeld nagelaat het, hierdie gewoontes wat ons ook moet aankweek in ons eie lewe. Ek het daaraan gedink en ek het dit hier op my notas neergepen. As ons kinders in ons voetstappe moet volg as ouers, hoe sal hulle optree? As hulle na ons gewoontes en gebruike kyk, hoe sal hulle gewoontes en gebruike wees? Baie keer wil ons kinders berispe en baie keer met hulle raas en baie keer hulle teregwys oor goed wat hulle doen, wat verkeerd is. En dikwels, vriende, moet ons eerlik wees en sê, hulle doen maar net wat ons gewoond is om te doen. Hulle gaan na plekke waar ons gewoond is om na toe te gaan. Hulle is afwesig by sekere plekke, omdat ons gewoonte is om afwesig te wees by sekere plekke. En dit vorm mense se karakter, dit vorm hulle lewe. So kom ons kyk gou vanmôre vlugtig, so 'n bietjie na hierdie gewoonte van die Here Jesus, om na die sinagoge te gaan. Ek lees dit weer vir u, Lukas 4 vers 16. Toe kom hy in Nasaret, waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Nou hierdie woordjie gewoond was in die Engels, kan ek vir u lees sê, and as usual, he went to the meeting place on the Sabbath. Met ander woorde, dit was 'n gebruik in die lewe van die Here Jesus. Hierdie woordjie gewoonte, as ons hom nou moet definieer, beteken, dit is 'n gevestigde neiging tot 'n handeling aangekweek deur herhaling van die handeling. Ek lees weer vir u. 'n Gewoonte is 'n gevestigde neiging tot 'n handeling aangekweek deur herhaling van die handeling. Ek sê onlangs vir my seun, ek sê vir hom, Calvin, luister gou. Alles in die lewe gebeur deur herhaling. Ons doen basies elke dag dieselfde. Baie keer sê mense, ja, maar ek wil nie kerk toe kom nie, want die dominee gaan weer dieselfde preek. En dit is nie waar nie. Want u sien, wat hy doen is, dieselfde waarheid sal altyd daar wees, maar die manier hoe hy dit oordra en die gedeelte wat hy hanteer, het altyd 'n ander inslag en 'n ander impak op my lewe. En dink maar aan jou lewe, dink aan my lewe. Ons staan in die môre op en ons het sekere gewoontes. Ons staan op, ons gaan was ons gesig, ons borsel ons tande, ons sit die ketel aan, ons maak koffie en so gebeur dit week in, week uit, jaar in, jaar uit. En dit lyk nie of ons half moeg raak vir hierdie gewoontes nie, want u sien dit het 'n voordeel vir ons. Maar die Bybel sê die grootste voordeel as ons die gewoonte het om deur hierdie kosbare bril van God se woord te kyk, om te sien Jesus se gewoonte was om elke Sabbatdag na die sinagoge te gaan. Nou vriende, hierdie gewoonte is 'n handeling wat deur herhaling 'n vaste gebruik word. As jy aanhoudend dieselfde ding doen, word dit 'n vaste gebruik. Dit word my gewone wyse van doen. Die Engels praat van 'n habit, 'n tweede natuur. En Jesus se gewoonte was, sy tweede natuur was, deur herhaling het hierdie 'n vaste gebruik by hom geword om na die sinagoge te gaan. U mag miskien my vra nou, wat is 'n sinagoge en wat beteken die Sabbatdag? Nou die Sabbatdag was die dag waarop die Jode, God se volk, na die sinagoge gegaan het. Die sinagoge het die plek van die tempel ingeneem. As u bietjie die Ou Testament lees, sal u sien Salomo het hierdie majestueuse tempel gebou, 'n plek waar God ook sy teenwoordigheid gebied het. En die Bybel sê vir ons dat hierdie tempel was basies op 'n stadium verwoes gewees en die Jode het later vir hulle dan ook sinagoges gebou. Sinagoges was plekke waar Jode weekliks bymekaar gekom het om te aanbid en die verkondiging van die woord aan te hoor. En baie belangrik, in elke stad of dorp waar daar 10 of meer Joodse gesinne was daar 'n sinagoge. Dit was vir hulle so belangrik, al was hulle 'n klein groepie mense, was daar 'n sinagoge gebou gewees en het hulle bymekaar gekom op die Sabbatdag. Hulle het die woord van God gehoor terwyl dit gelees was en dan ook terwyl dit gepreek was. Die Bybel sê vir ons dat Jesus, alhoewel hy God is wat mens kom word het, alhoewel hy hierdie sondelose, volmaakte, heerlike seun van God was,
het hy die gewoonte gehad om na die Sabbatdag te gaan en daar ook die dag saam met ander kinders van die Here, of kom ons sê eerder, saam met mense wat 'n liefde gehad het vir die woord, bymekaar gekom het. Ons sien later in die lewe van die Here Jesus dat hy hierdie klomp Fariseërs en Sadduseërs wat eintlik hierdie plek van aanbidding oorgeneem het, tereggewys het op hulle valse manier van aanbidding, maar dit het hom nog steeds nie weggehou van die plek van aanbidding nie. Hy het nog steeds gegaan na hierdie plek waar dan ook uitgekies was, uitgesit was, eenkant gesit was vir aanbidding. En daar het Jesus die waarheid van die woord geopen. Sommige kere tot ontsteltenis van die mense wat daar was, maar vriende, soms tot bekering van hulle wat daar was. Mag jy en ek in die eerste plek sien dat Jesus 'n gewoonte gehad het om na die sinagoge te gaan. Dit was 'n tweede natuur by hom. En vra jouself die vraag vanmôre af, is dit 'n gewoonte van jou om in die huis van die Here te wees? Soek jy verskonings waarom jy nie in die huis van die Here is nie? Is daar altyd familieverpligtinge? Is daar altyd een of ander werksverpligting? Is daar altyd een of ander ontspanning of iets wat jy moet doen waarom jy nie by die huis van die Here is nie? Vriende, dit is tot jou nadeel. Dit is tot die nadeel van jou familie en jou geestelike lewe. Want jy sien, 'n kind van God kan nie sonder ander kinders van die Here wees nie. 'n Kind van God het 'n begeerte in sy siel om te hoor en te luister na wat God deur die prediker vir hulle wil sê. Daarom Jesus se gewoonte was om na die sinagoge te gaan. Mag u en ek hierdie waarheid raak sien, ons sal môre aangaan daarmee. Mag die Here vir ons so 'n bietjie genade gee, of kom ek sê genade gee om 'n bietjie te dink oor wat ons vanmôre gehoor het. En mag dit ons lewens rig en dan ook lei na waters waar rus is. Groete seën, ons praat môre verder. Tada.